Ja, goeiedag vriende. Baie lanklaas wat ons gepraat het oor die boek Micha en oor die algemeen oor die dinge van die Bybel. Baie dinge wat my besig hou het, vriende besig. Tyd dat ons fokus op die werke van God, veral op wat in die wêreld gebeur. Alvorens ons met Micha aangaan, ons doen vandag Micha hoofstuk 4. Ons doen 'n recap van hoofstukke 1, 2 en 3. Daar is so 2 of 3 belangrike vrae wat ons moet vra of inligting wat ons deel. Eerste daarvan is: hoe ernstig is ek en jy oor ons geloof en ons bediening van die God van die heelal? Vat ons hom by sy woord? Of sê ons maar net soos die groter deel van gelowiges in hierdie wêreld, dat ons is gelowiges of Christene, of wat ons dit ook al wil noem, het sê ons Joodse Christene is, konservatief of wat ook al ons geloofsbenadering is. Maar elke dag dui ons lewe daarop dat ons eintlik maar nie die God van die Bybel dien, maar dat ons self dien, en dat ons die wêreld dien en die geloofstelsels van die wêreld dien. En wat is belangrik? Hier waar ons Micha ingaan, sal ons sien dat die belangrikheid daarvan is dat God bepaal wie volgens hom boos is of goed is. En ons sien dan ook dat sy bepaling daarvan bepalend is deur die gehoorsaamheid aan die wil van God. Nie soos wat ons dink wat jou gees vir jou sê nie. Ek is eintlik okay, maar inteendeel dink God, hy is boos. Ons sien hierdie ontleding hier binne. Wanneer ons kyk na die wêreld soos wat dit is, kan ek sonder twyfel sien wanneer ek die profesie studeer, dat die God van die Bybel is besig. En hy is besig om dinge uit te sorteer. Hy is besig om dinge in plek te laat val, presies soos wat die profesie dit sê. En as ons ingaan in die geskiedenis, dan sien ons dat hy op die uur en die dag en die tyd, soos wat hy geprofeteer het, dit laat gebeur. En daarom kan ons vashou aan die God van die heelal en sê, hierdie is waarlik ons God, want hy doen presies wat hy gesê het. In lyn daarmee is die vraag wat ons onsself moet aanvra, is die God wat ons aanbid, die God wat ons dien, is hy 'n God van sy woord? En dis 'n belangrike vraag, want as ek so luister na die groter deel van Christendom, dan is die God wat hulle aanbid nie 'n God van sy woord. Want jy sien, die God van die Bybel sê vir jou, wanneer ek iets sê, of wanneer ek iets beloof, sal ek dit so doen, nie omdat jy righteous of geregtig is nie, maar omdat ek dit beloof het tot ere van my naam, sê God. In lyn met die profesie en dit wat ek sien in die wêreld, het die God van die Ou Testament, die God van die Bybel, het nog elke een van daardie beloftes to the T nagekom soos wat hy beloof het, teenstrydig met dit wat 'n groter deel van Christendom verkondig. Vraag is weer, wie is die God wat jy dien? En jy sien die scary gedeelte van dit is, die identiteit van die God wat jy dien word bepaal deur die bepalings van hoe jy hom dien en wat jy glo hy as 'n karaktereienskap het, wat in die Hebreëus bekend staan as sy Shem, sy karakter, wat vertaal word na sy naam. Not so much. Van oor die identiteit van die God wat jy dien deur middel van die karakter wat jy tentoonstel en wat jy sê jou God se karakter. In lyn met dit, wanneer ons kyk na die profesie wat sonder twyfel besig is om uit te speel, dan sal ons sien dat die God van die Bybel sekere bepalings het wat hy bepaal wie jy en ek is in sy oë. Sal net nou praat oor dit en ons gaan in diepte praat daaroor van. Wie is ek en jy in die oë van die God van die Bybel? Hoe reken hy ons toe met die titel wat hy ons toedig? En alvoor ons indiep daarin, 'n ander realiteit. Dit word genoem die realiteit van dualiteit. Wanneer jy profesie studeer en jy kyk na die wêreld, sal jy besef dat die fisiese realm en die geestelike realm hand aan hand loop. Die een is nie geskei van die ander. Die realiteit is hulle is in mekaar ingeweef. En dan is dit belangrik wanneer ons dit besef, om te sien hoe dit inspeel met ons keuses en dit wat ons doen in ons lewe. Dan 'n laaste, voor ek begin. Evil, boosheid, volgens God se definisie. Nie myne en joune nie, want my en jou definisie van evil verskil van persoon tot persoon.
Maar God het 'n konstante definisie van evil. Evil kom in elke facet van menswees voor. Ek sien dit tussen ons mense, ek sien dit tussen Indiërs, ek sien dit tussen die Chinese, ek sien dit tussen die Japaneese, maar so sien ek dit vandag by een van my werknemers wat vanoggend hier opdaag en vir my kom wys hoe een van sy broer, sy beste vriend wat ook vir my werk, sy salaris gesteel vanuit sy bankrekening. Ander. Evil is 'n keuse. Myne en joune, en ons gaan nou leer daarvan hoe ek en jy die verantwoordelikheid het om te kies wie ek en jy is in die oë en die definisies van wat God bepaal. Kom ons begin, ons recap hoofstuk 1, 2 en 3 en dan begin ons met dit wat Micha 4 sê en dit is so belangrik om dit te ken. Hoekom? Want profesie vertel vir ons uit die genade van God uit waarheen ons op pad is. So sien ons, as ons kyk na die Hebreëse konteks van wat Messias sê, sal ons sien dat Matteus 24 'n profetiese tydlyn is en nie praat van 'n insident nie, soos wat ons kan aanvaar uit die Afrikaansheid van Matteus 24, maar dat dit 'n profetiese tydlyn is. Ons sien van hierdie selfde profetiese tydlyn praat Paulus in 2 Timoteus 3, gaan lees bietjie die intrede van 2 Timoteus 3 en jy sal skrik hoe akkuraat Paulus geprofeteer het oor wat. Hoe ken jy weet dit wat hy sê en of dit waar is al dan. Ons sien in hoofstuk 1 dat die profesie van Micha is deur God gegee aan Micha en dit is gerig eerstens aan Samaria wat Shomron is, wat die noordelike 10 stamme van Israel se grondgebied. Tweedens is dit geadresseer aan Juda in Jerusalem, wat die 2 suidelike stamme is, Juda en Benjamin. En dan in die volgende vers sien ons dat ons nie vrygeskeld is nie, want jy kry die Hebreëse woord Eretz. Eretz beteken almal op die aarde is onderhewig aan dit wat Micha van praat. En ons sal later sien dat hierdie profesie nie net gerig is aan daardie tyd nie, maar gerig is vir al die tye van die geskiedenis van die mens, dat almal onderhewig is aan die bepalings van hierdie profesie. En wanneer ons in diepte ingaan, sal ons skrik om te sien hoe Suid-Afrika, soos waar ons nou staan voor hierdie verkiesing, onderhewig is aan die oordeel van God, en daarom kan ons niks goed verwag van wat van God se kant af. Ons sien dan volgende, dat Micha vir ons waarsku deur 2 Hebreëse woorde, Kasab Shema. Kasab beteken spit jou ore, let op my kind, hier kom belangrike ding, hierdie goed gaan jou affekteer tot die diepste van jou wese. Shema beteken, dit wat jy hoor, maak 'n bepaling, pas jouself aan en lewe dan volgens dit wat God jou hoor en kry dan volgende in hoofstuk 1, die volgende belangrike Hebreëse woorde Bachem Le'ed, wat beteken, hierdie deel van Micha gaan oor 'n hofsitting. 'n Hofsitting waar God self ons aankla en self teen ons almal getuig deur die verloop van die geskiedenis. Wat is die aanklag? Afgoderry. Hoe word afgoderry bepaal? Van hoe aanbid jy God? Is jou profete en jou priesters vals? Is hulle inderdaad akkuraat? Is hulle korrup? Dink jy nie ver te gaan om te sien waarvan ek praat nie. As jy 'n vals profeet bedraai God se woord vir eie gewin en sy eie gesag. Ware profeet, Micha, verkondig geregtigheid en gehoorsaamheid. Gewoonlik teen sy wil, soos ons sien met Jona. Wanneer ons kyk na hierdie oordeel van God en Micha, dan volgende Hebreëse teks, so belangrik om te verstaan hoe God dit bedoel. Jy sien die Afrikaanse Bybel vertel vir jou dat God gaan uit sy heiligheid uitkom en hy gaan die heuwels betree. Dis bietjie Micha 1 dan sal jy sien, hy gaan die heuwels betree. Dit is nie wat die Hebreëus sê nie. Die woorde wat jy daar kry is Bedarak al-Bamati Eretz. Beteken God gaan kom en hy gaan al die plekke van aanbidding gaan hy vertrap met geweld oral. Hy gaan die stede vernietig.
Hy gaan die hoerloon wat verkry word vanuit hierdie valse profete en die staat sal ons net nou sien, gaan hy verbrand elke deel daarvan, daar gaan niks oorbly vir jou om nie. Uiteinde, hy gaan daar die volk onder ballingskap sit. Voor ons verder gaan, moet ons besef dat ballingskap is nie noodwendig net dat jy weggevoer word na 'n ander koninkryk nie, nee. Ballingskap gebeur in jou eie land ook. Kyk 'n bietjie wat het met Juda gebeur in die tye van die Romeine rondom 70 AD, was hulle in ballingskap in hulle eie land onderhewig. So kan dit met enige land gebeur. Ek is redelik seker van my opinie dat dit Suid-Afrika se ballingskap in land as gevolg. Ons het 'n vraag om onsself te vra relevant tot dit wat ons leer uit hoofstuk 1 uit. Valse profete. Is my kerkleiers, my geestesleiers, kwalifiseer hulle onder valse profete? Vraag moet wees, dien hulle die God van die Bybel en verkondig hulle die boodskap wat God van die Bybel gee? Belangriker is dit, is ek ook een. Is dit wat ek vir mense sê en mense verkondig relevant tot my geloof, wel in lyn en parallel met dit wat God van die Bybel sê en verwag? Of word ek gelei deur swak vertalings of mensgemaakte tradisies en kulture en doktrines? Boodskap vanuit hoofstuk 1 is, jy moet seker maak, jy raak nie betrokke by afgodsaanbidding nie. Wat is afgodsaanbidding? Dis wanneer jy verander aan die identiteit van die God van die Bybel. Dan begin Peter jy aan afgodsaanbidding, want jy skep 'n God van jou eie wat nie in lyn is met die identiteit van die God van die Bybel nie. Hoofstuk 2 kry ons 'n baie belangrike gedeelte en dit het baie te maak met die staat, te begin somme om die staat te adresseer. Ons praat van die regering, politiek. Hy begin somme in die heel eerste gedeelte sê hy die volgende woorde, Gasab aven pa'alra, wat jy op mense wat lê in hulle bedde, die wat lê in evil uitdink, die wat omdat dit in hulle mag is, daar die boosheid uitvoer teen hulle eie mense. Wat is dit waarvan hy praat in Micha 2? Glo dit of nie, onteiening van jou wonings, onteiening van jou erflating en die verdrukking van eie mense in hulle eie grondgebied. Wat is die gevolge van hierdie boosheid? God sê, en gesabra. Hy self beplan 'n boosheid teen hierdie mense wat hierdie boosheid uitvoer, 'n boosheid waarvan hulle nie sal kan ontsnap of wegkom nie. Dan kom die oordeel. Gevolge van hoofstuk 1 en die gevolge van hierdie ballingskap vir die nasie en die volke binne in daardie grondgebied. 'n korporatiewe gevolg wat deur almal. Maar te midde van dit lees ons dat God sê hy beplan ook die herstel van die Hakadishim, die wat uitgekies word as gevolg van hulle geregtigheid. Wat beteken, daai wat geregtig is, gaan nog steeds voel dit wat die hele nasie voel, maar God beplan die herstel van hulle, presies dit wat hy met Israel gedoen het en beloof het, presies dieselfde parallelle. Boodskap, kom ek en jy kyk na ons karakter as mens en gelowige teenoor God. En daar's 2 titels wat God toedig aan alle mense. Jy's lo-ami of jy's ami. Lo-ami, deur hom, sy definisie is, jy bedink boos. Boosheid beteken om nie gehoorsaam te wees aan sy bepalings nie. En dan gaan jy en jy voer dit uit, so jy sit daad by die ami is 'n liefdesverklaring. Jy behoort aan God, omdat jy shema, omdat jy hoor en luister en lewe volgens sy wil. Openbaring 14:12, mense, dis 'n scary teks. Nou kyk bietjie wat sê Openbaring 14:12 en ons kan nie sê die God van die Ou Testament is nie meer van toepassing en die reëls van die Ou Testament is nie van toepassing nie. Hierdie is die finale boek van die Bybel.
Dit is die boek wat vir al ons alles bymekaar bring. Vir my is dit die cherry op die koek, waar God bepaal en sê wie hy is, wat die gevolge is, en elke liewe ding relevant tot dit. Openbaring 14:12 sê, en dit is hier, waar my mense moet volhard. Wie is sy mense? Die Hebreëse woord vir sy mense is ami. Die wat gehoorsaam is aan sy gebooie en vertrou op die Messias wat hy as ons God vir ons gee. Ons keuse wat ons moet maak, ons moet kies. Of ons kies God, of ons kies die wêreld wat by definisie volgens God boosheid. Wanneer ons hier, by hierdie punt, stil staan en ons kyk na Suid-Afrika, sal ons sien dat Suid-Afrika pas die patroon 100% wanneer dit kom by die oordeel van God. Hoofstuk 3. God praat met die leiers, met alle gelowiges, kan ook maar saam luister. Hy sê die volgende ding, Hallo lechem ladat et amishpat. Die vraag wat hy vra, vir almal, betaam dit julle nie om die reg van God te ken nie, betaam dit julle nie om die wil van God te ken nie, betaam dit julle nie om die God wat julle sê julle dien, te ken en te verstaan nie. Alvorens ek hierop ingaan, gaan lees 'n bietjie Matteus 7 vers 21 tot 23 waar Messias sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk ingaan. Net die wat die wil van die Vader doen. Net die wat gehoorsaam is aan die wil van die Vader, en die wat dit nie doen nie, selfs al sê jy's 'n gelowige en jy sê jy lewe volgens sy wil. Hy sê ek sal vir jou sê ek het jou nooit geken nie, jou werker van wetteloosheid. Hier relevant tot dit in Micha praat hy van die mishpatim, die mishpat, wat die regsproses is gekoppel aan die wil van God. Ons moet lewe in geregtigheid volgens die wil van God onder die toepassing van die wil van God wat die mishpat is. Vader gaan dan in hoofstuk 3 verder en hy klaar verder aan. En hy noem hierdie mense wat nie volgens sy wil lewe nie. Hy sê julle is haters van wat goed is en liefhebbers van boosheid. God gaan verder aan. Hy klaar die leiers verder aan. Hy praat van die politieke leiers wat mense onderdruk. En hy praat van die priesters en profete wat vals doktrines en vals boodskappe gee. Ons sien dat die vals profete en vals priesters die gaan aankla. Vir hom sê hy moenie verkondig wat hy verkondig, dit is dan teenstrydig met die goeie nuus en die boodskap wat hulle gee aan die mense dat hulle eintlik okay is, dat hulle nie so sleg is soos wat hulle dink. Wat vals is. Volge aan die hele volk. God sê, in nood sal julle my aanroep, maar ek sal my gesig wegdraai van julle af. Wat beteken sy genade is nie meer van toepassing nie. Mense, staan 'n oomblik stil, maak jou oë toe en dink oor dit wat tans in hierdie land gebeur. Kan ons nie sien hoe dinge verval nie? Kan ons nie sien hoe dinge de mekaar raak nie? Kan ons nie sien hoe God se genade weg is, hoe hy sy gesig wegdraai nie? Kan ons dit nie sien nie? Dat God besig is met sy werke en dat hy dit sonder twyfel gaan uitvoer. Maar God oordeel nog steeds in Micha 3 die valse profete en die priesters as gevolg van hulle vals doktrines en tradisies en hulle praktyke, en hy sê, julle sal verwerp word, julle sal skande ondervind en die duisternis sal julle oorval, wat dan tot gevolg het dat die volk leierloos en rigtingloos sal wees. God sê, hy sal alle valsheid. Micha hier pleit dat mense tog moet hoor, kasab shema, hoor, luister wat ek sê, verander, fokus, draai terug na God toe, wat in Hebreëus Teshuva is, draai terug na God. God klaar dan verder aan, politieke leiers, geestelike leiers, politieke leiers omdat hulle korrup is, die geestelike leiers omdat hulle vals is en die oordeel, volk, nasie van ballingskap. Boodskap wat ons kry met Micha uit tot op hierdie punt, is God verwag van die politieke leiers eerbaarheid, hy verwag van die geestesleiers getrouheid aan hom, God, en van ons gelowiges, om hom te ken en die leiers verantwoordbaar te. Nou waar ons nou is
Kom ons begin met Micha 4 en ons lees eers vers 1 en aan die einde van dae sal die berg van die huis van Judai Wawe in die Afrikaanse Bybel sê hy die Here, maar die Hebreëse teks sê Judai Wawe wat ek ken as Jehovah of Yahweh sê baie mense. Berg van die huis van Jehovah vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en die volke sal daarheen toestroom. Interessant genoeg wanneer ons na hierdie bepaling kyk aan die einde van dae, dan vind ons nie die Hebreëse woord ata wat relevant sou wees tot die onmiddellike vervulling van Samaria en Juda nie, maar jy kry Wehaya wat beteken dit dui op die toekoms. Spesifiek relevant tot die tyd wat genoem word die Agarita en Mim, en dit lê in ons toekoms ook, einde van dae of die einde van tyd of die volbringing van tyd, verandering van tyd, almal van hulle relevant tot een Agarita. Jesaja 2 praat Jesaja van dit, hy sê die woord wat Jesaja die seun van Amos gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem. En aan die einde van daardie Agarita en Mim sal die berg van die huis van Jehovah vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en al die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal hierheen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van Jehovah en die huis van God van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die weg uitgaan en die woord van Jehovah uit Jerusalem, en hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Kom, huis van Jakob, laat ons wandel in die lig van jou. Micha profeteer oor die berge met die berg van Jehovah wat die top sal wees. Die Hebreëse woord wat jy hier kry is Rosh. Ons ken daai woord Rosh van Rosh Hashanah wat hulle die naam is van die nuwe jaar wat hulle voer op die dag van Yom Teruah, jammer. Wat beteken Rosh beteken die kop, die bopunt, die boonste deel, die som totaal of die hoogste. Hier beteken dit die hoogste berg, maar die realiteit daarvan is dit maak nie sin nie. Want berg Moria is nie die hoogste in Israel nie, wat nog te sê, die hoogste van al die berge, soos wat die profesie sê. Wat bedoel God by dit? Maar, kom ons lees verder, ons lees Sagaria 14:1. Kyk, daar kom 'n dag vir Jehovah, dan sal wat van jou buitgemaak is binne in jou verdeel word oor Jerusalem. Want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem, en die stad sal ingeneem word, en huise geplunder en vrouens onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap, maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. En Jehovah sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, dag van oorlog. En in die dag sal sy voete op die Olyfberg, wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gespleit word van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. Net so 'n interessante voetnoot daarvoor ek verder lees. Let op wie op die Olyfberg gaan staan teenstrydig met kerktok. Sagaria 14:5 Julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Hosea, die koning van Juda. Dan sal Jehovah by God kom en die heiliges met u. En in die dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees, en dit sal 'n enige dag wees wat aan Jehovah bekend is. Geen dag, geen nag nie, maar teen die aand sal daar lig word. En in die dag sal die lewende waters uit Jerusalem uitvloei, en die een helfte daarvan na die oostelike en die ander helfte daarvan na die westelike see. Somer en winter sal dit so wees, en Jehovah sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal Jehovah een wees en sy naam een. Dis dieselfde konteks wat ons kry in Deuteronomium 6 vers 4. Gad een. Hele land sal soos die vlakte word, en Geba tot by Rimon, suid van Jerusalem,
maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek, en die poort van Benjamin af, tot by die plek van die vorige poort, tot by die hoekpoort, en van die toring Hananiel, tot by die parskype van die koning. En ons lees hierso, daar gaan 'n groot aardverskywing wees. Nie net sal die berg Moria hoog geag word, bo al die ander berge nie, maar dit gaan ook fisies die hoogste berg wees van almal, wat dan die vervulling van die profesie is, presies soos wat ons maar lees, reg deur al die profesie relevant, tot dit wat. Micha 4 vers 2 sê, en baie nasies, Goyim, sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van Jehovah en na die huis van God van Jakob, dat hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet, wat hier in Hebreëus sê Torah, uitgaan en die woord van Jehovah uit Jerusalem. Hier sien ons dat alle gelowiges sal gaan na die berg, Christene ingesluit, om die Torah te gaan haal, die wil van God, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, die deel van die Bybel wat blykbaar nie meer van toe. God se weë sal aan almal bekend word en dit sal die vereiste wees. Instelling met die valse profete in Micha 3 sien ons hier dat almal die Torah van God sal leer en dat die tempel weer herbou sal word. Esegiel praat daarvan 8 van sy finale 9 hoofstuk. Hierdie is die werklikheid. Kerke kan maar hoeveel keer proclaim en sê dit is simbolies. Mense ons sien, relevant tot die geskiedenis en die dinge wat gebeur, dat daar nie so dinge so simbolies nie, dat hierdie goede fisies uitspeel en fisies gebeur. Esegiels laaste hoofstuk praat oor Israel wat weer opgedeel gaan word in 12 stamme. Messias, relevant tot die wet, dit wat ons nou net van gepraat het, wat sê hy vir ons? Matteus 5 vers 17 sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om het te ontbind nie, maar het te vervul, en hierso hou kerke op lees en sê, sien jy, dit is vervul, ons hoef het nie te doen nie. Dit wat hy sê. Ons lees vers 18, want voorwaar ek sê vir julle voordat die hemel en die aarde verbygaan, Openbaring 21, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Vers 19, elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die. Want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Dink oor dit, kou aan dit. Alvorens ek verder gaan, wil ek 'n feit stel. Daar word hoeveel keer gesê, Paulus sê, dat die wette is nie meer 'n vereiste nie. Mense, gaan kyk 'n bietjie wie Paulus was. Paulus was 'n fariseer, hy was 'n rabbi. 'n Fariseer is nie 'n evil mens, hy was die geleerdste mense van die tyd. Die styl waarin Paulus se boeke geskryf word, is absoluut soos Midrashim. Dit is 'n rabbiese skryfstyl, waar positiewe en negatiewe stellings te mekaar uitgeredeneer word. Jy kan nie een vers vat en sê dis wat hy sê nie, jy moet die hele argument lees, soos die boek Romeine en sy ander boeke, en dan by die antwoord uitkom, en ek sê sonder twyfel, dat Paulus nêrens gesê het, dat die wet nie meer van toepassing is, en dit wat hy gehandel het, waar hy sy hare laat afskeer het, en die ander goed wat hy gedoen het, sê vir ons, dat hy die wet nie vaarwel geroep. In die Bybel, profesie, van die begin af organiseer God alles in 'n hiërargie, en hier is Messias beide regter en leermeester, almal sal die gebooie, die Torah van God ken. 4 vers 3. En hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese knoeimesse. Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Die mensdom sal in vrede lewe met Messias wat oordeel tussen die nasies. Wat sal die standaard wees? Hy sê vir ons, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Torah.
Vers 3 dui op 'n oorvloed met die pikke en snoeiskerwe waarmee die oes ingebring word. Bybels dui dit op oorvloed en vrede. Ons vind hierdie stelling in teenstelling met Joël 3, waar die nasies vanaf Nimrod oorlog leer, maar hier in Micha leer hulle vanaf God. Kom ons lees Joël 3 vers 9. Roep dit uit oor die nasies. Heilige oorlog. Wek die helde op, laat die kruismanne nader kom, opruk. Smee van julle pikke swaarde en van julle snoeiskerre spiese. Laat die swakke sê, ek is 'n held. Haas julle en kom aan, alle nasies rondom en versamel julle, laat u helde, Here, daarheen aftrek. Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Josafat. Want daar sal ek sit om gerig te hou oor al die nasies. Micha 4 vers 4. Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik. Van die mond van Jehovah Tsebaot het dit gespreek. Jehovah Tsebaot in die Afrikaanse Bybel, die Here van die leerskare. Vrede is gewaarborg juis om God dit. Micha 4 vers 5. Want al die volke mag wandel, elkeen in die naam van sy God, maar ons sal wandel in die naam van Jehovah, ons God vir ewig en altoos. Micha sien dat dinge in die koninkryk anders sal wees as wat dit nou op aarde is. Ander nasies mag steeds neig na hulle afgode, maar Israel sal wandel in die weë van die God met sy wette, die Torah. 4 vers 6. In die dag spreek Jehovah, wil ek versamel die wat krepeel is en bymekaar maak wat ek verdryf het en die wat ek kwaad aangedoen het. Dan sal ek die wat krepeel was tot 'n oorblyfsel maak en wat ver verwyder was tot 'n magtige nasie en Jehovah sal koning wees oor hulle op die berg Zion van nou af tot in ewigheid. Sien hierdie profesie wat Micha hiervan praat, is die herinstelling van Juda in Israel. Dit wat ons gesien het in 1948 is nie iets waaroor ons kan debatteer nie. En ons sien tans waar ons nou is, hoe baie mense van reg oor die wêreld, van Indië, van China, almal inkom na Israel in vervulling van. Ek gaan 4 vers 8. En jy skaaptoring, die Hebreëus sê Migdal Eder, Jewel of Ophel, van die dogter van Sion. Na jou sal dit kom. Ja, vroeëre heerskappy sal kom, die koning van die dogter van jou. Om te weet waar hierdie plekke is, Genesis 35:16. Daarna het hulle van Bet-El af weggetrek en toe daar nog 'n kort pad was om by Efrat te kom, moes Rachel baar en sy het dit swaar gehad by die bevalling. Terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, wees nie bevrees nie, want dit is ook 'n seun vir u. En toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe, noem sy hom Benoni, maar sy vader het hom Benjamin genoem. So het Rachel dan gesterwe en sy is begrawe op die pad na Efrat, dit is Bethlehem. En Jakob het die gedenksteen op haar graf opgerig, dit is die gedenksteen van die graf van Rachel tot vandag toe. En Israel het weggetrek en sy tent opgeslaan aan die ander kant van Migdal Eder. Ons sien dus, hierdie is moontlik die geboorteplek van Dawid met vel wat die troon van Dawid en Salomo of Salomo koninkryke was. Hier in Micha kry ons die model van hoe die koninkryk aan die eindtye gaan lyk. Die woorde wat ons hier kry wanneer hy praat van die dogter van Jerusalem, Bat Zion, beteken dogter van Zion, en dit beeld Zion uit as 'n maagd, rein en skoon. Nou hier in Micha 4 vers 9 vind ons wel daai woord wat ek voorheen van gepraat het, Ata, beteken dan. Ons sien dat dit gebruik word, eerste relevant tot die vrou wat die kind baar, en tweede verlaat hulle die stad na die wildernis. Hy sê, 4 vers 9 sê, waarom skree jy nou so hard? Is daar dan geen koning in jou nie? Of het jou raadgewer omgekom, sodat die smart jou aangegryp het, soos die van een wat baar? Krimp in mekaar en bring voort, o dogter van Zion, soos een wat baar. Want nou
sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon, en jy sal in Babel aankom, daar sal jy gered word, daar sal jou los uit die hand van jou vyande. Crazy, dat Micha hierdie goed geprofeteer het, lang voor het gebeur, sien van 1 tot 8, het dit te maak met restaurasie, 9 tot 10 gaan het. En dan, soveel kere van tevore val God se waarskuwing op dowe ore, natuurlik sien dit wat gebeur het met Samaria, ons sien dit wat gebeur het met Juda, ons sien presies hulle uit die wêreld. Mag jy gee gehoor, word oud en lewe onder God se genade, ander luister nie, luister nie, prys hom. Sien presies hierdie selfde ding, praat Messias van in Matteus 13:1, hy sê, en op hierdie dag, Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit, en groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in 'n skei geklim en gaan sit het, en die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rotsagtige plekke geval, wat daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte in die grond was nie. Maar toe die son opgaan, het dit versproei, en omdat daar geen wortel was nie, het hulle verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom, en dit verstik. Ander deel het in die goeie grond geval, en vrug opgever, 100, ander 60, en ander 30voudig. Het om te hoor, laat hom hoor, hier is presies dieselfde konteks van Kesab Shema. Hoor wat ek sê, luister wat ek sê, en pas aan en draai terug na God toe, en ons het die keuse om te maak, of ons gaan hoor en die goeie saad in die goeie grond wees, of ons gaan aanploeter, soos wat ons nog altyd gedoen het, en die saad wees wat in die pad geval het, op die rotse geval het, wat in die vlak grond geval het, wat deur die voëls opgevreet word, of deur die son verskoon. Onthou, die dae van Micha was Israel nie meer een nasie, maar vir Samaria, het eerste in ballingskap gegaan het deur Assirië, en Juda, 130 jaar later, want hulle het nie geluister nie, en dit is hoekom hulle Babylonië toe is. En natuurlik het Juda teruggekom, na Cyrus, van die Mede-Perse, weer 'n keer nie geluister. 70 AD is hulle weer in ballingskap, vir 2000. Kan my net indink hoe moeilik dit moes wees, vir hierdie mense in Samaria en Juda, wat geluister het na wat Micha sê. Baie van hulle het geluister, ander, aangeploeter, keuse wat ons het, kyk wat. Realiteit is God se profesie volg altyd dieselfde patroon, reg deur die geskiedenis. Wat ook al die wêreld poog, wat ook al vals doktrine poog, wat ook al die one world order gaan probeer, God se wil sal gesien. Micha 4 vers 9 en 10 gaan oor pyn, ellende en lyding. Bybels kan profete eers met 'n voorwaardelike waarskuwing soos Jona, maar dan daarna oordeel. En ons sien hierdie pattern uitspeel met Jona en Nahum. Mense weet dit nie eers nie. Jona het gegaan na Nineve toe, wat by the way buite die orde was, want dit was nie Israel nie. En hulle het berou gehad, hulle het gekesab Shema. Dit in sak en as gaan sit, hulle berou gehad, God het die oordeel weggeneem. Maar 'n paar dekades daarna het Nahum na hulle toe gegaan met 'n finale oordeel en vir hulle gesê, julle moet nie luister. So hierdie is wat met ons lees Jeremia 18:7. In een oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en oor 'n koninkryk, om dit uit te ruk en om te gooi en te vernietig. Maar as die nasie waaroor ek gespreek het, hulle bekeer van hulle boosheid, sal ek berou hê oor die onheil wat ek van plan was om hulle aan te doen. Na 'n ander oomblik sal ek spreek oor 'n nasie en 'n koninkryk, om dit te bou en te plant. Maar as hulle doen wat verkeerd is in my oë, deur na my stem nie te luister nie,
dan sal ek berou hê oor die goeie waarmee ek gesê het, ek aan hulle goed sal doen. Sê dan nou tog aan die manne van Juda, die inwoners van Jerusalem dit, so spreek Jehova, kyk, ek maak onheil gereed teen julle, en ek dink 'n plan uit teen julle, bekeer julle tot elkeen van sy verkeerde weg, en maak julle weer en julle handelinge goed. Maar hulle sê, dit is te vergeefs, want ons sal na ons gedagtes wandel, en ons sal elkeen volgens die volharding van ons bose hart hou. Mense, hier is 'n ding wat ek nie baie van hou nie, die woord bekeer. Jy sien, bekeer, soos dit deur die kerk verkondig word, impliseer dat jy gaan op jou knie en jy sê, ek glo in Jesus Christus en ek is gered, en dan is jy gered. Dis nie waar nie. Die Hebreëse woord wat jy kry is teshuva. Teshuva beteken om jou sondes te erken, dit te bely en terug te draai na God toe. Shuva beteken draai om. Is om terug te draai na God toe, met die strewe daarna om gehoorsaam te lewe tot hom. Nie die oppervlakkige boodskap wat die kerk nou gee. Micha 4 vers 11, en nou is daar baie nasies teen jou versamel wat sê, laat haar ontheilig word en laat ons oë met welgevalle neersien op Zion. Hierdie is in teenstryd met Micha 4 vers 2 wat sê, en baie nasies sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van Jehova en na die huis van die God van Jakob, dat hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Zion sal die wet uitgaan en die woord van Jehova uit Jerusalem. Wat ons hier sien, is dat Micha 4 vers 11 moet eers gebeur, alvorens 4 vers 2 gebeur. Realiteit van vandag. Christendom reg oor die wêreld staan op teen Israel. Maar die realiteit is ook dat hulle ontnigter gaan word. Dan, die wat nie volhard in hulle boosheid nie, sal hulle teshuva, hulle sal terugdraai na God toe. Hulle sal volg dit wat hy. Baie nasies van Israel aanval en die einde van daar sien ons. En elkeen sal 'n verskoning opper van waarom hulle dit doen, of polities van aard, ekonomiese redes, of selfs geestelik van aard. Ons sien dit vandag. Die skerry gedeelte daarvan is dat Islam gaan heel voorloop, soos ons sien vandag, met Christendom kort op die hakke. Waarsku. Hy sê die volgende woorde in Vers 12. Maar hulle ken nie die gedagtes van Jehova nie en verstaan nie sy besluit nie, dat hy hulle versamel soos erwe op. Mense, daar wag niks goed vir die mense wat hierdie pad volg. Meerige mense sal geseën word met die gees van onderskeiding, maar meeste sal blind bly, net soos Farao. Ons lees Matteus 13:10. En die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee. Want hy wat het, aan hom sal gegee word en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. En nogal eendag wil praat oor hierdie valse doktrines wat uit die teks uit. Vers 13 sê, daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor of verstaan nie, en aan hulle word die profesie van Jesaja vervul en wat sê, het hulle gehoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, glad nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en met hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met hulle oë sou sien, met hulle ore hoor, met die harte verstaan, en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Mense, ek sien hierdie ding vandag. Vers 16 sê, maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien, omdat hulle hoor. Hierdie is die gees van onderskeiding, spirit of discernment.
diegene wat werklik streef na waarheid, 'n verhouding met God, hulle oë sal geopen word. Ander sal blind bly. Wie gaan vertel verder dat Israel sal oorwin, nie vanuit hulle eie krag en magte nie, maar met die hulp van God. 4:13 staan op en dors, o dogter van Zion, want ek sal jou horing yster maak en jou kloue koper en jy sal volke fyntrap en jy sal hulle onregverdige wins aan Jehovah toewy en hulle rykdom aan Jehovah van die ganse aarde. Net so vir interessantheid, hierdie gedeelte van hulle rykdom wat aan die God toegedien word en lees ons baie keer van, dit staan bekend as die wet van Gerem, dat daai is 'n heilige oog en alles wat daar uitkom behoort aan God die Vader. Hulle is die simbool van krag, ysterhorings dit van mag, die kloue van koper dui op die bulle, dat die bulle alles vertrap. Slotsom, Israel sal al sy vyande vernietig. Let op, Micha se profesie dui op 'n ommeswaai vanaf Israel wat verdruk word, sonder hoop, na Israel wat die oormag sal hê en sal oorwin. Sluit af met die laaste deel, 4:14, in die Afrikaans sê, nou, so in die Hebreëus ata, sal jy by hoope by mekaar moet kom, o dogter van krygsbendes. Vyand het 'n wal teen ons opgegooi, met 'n stok slaan hulle die regerder van Israel op die kakkebeen. CJB vertaal dit as volg: Now gather yourself in troops, you who are accustomed to being in troops. They have laid siege to us. They are striking the judge of Israel on the cheek with a stick. Die YLT sê, now gather thyself together, O daughter of troops. Siege he hath laid against us with a rod. They smite on the cheek the judge of Israel. Israel word hier in hierdie teks sonder twyfel geroep tot oorwinning. Kom ons ontleed wat werklik is. Die sleutelwoorde wat ons kry in die Hebreëus is Bat, Mazor, Gedut, Sofet. Bat beteken dogter, simbolies van die stad of die plek. Mazor beteken in hierdie konteks om wal te gooi. Mazor, by the way, is ook een van die titels van Egipte, of dit trek ook stres aan. Gedut is 'n groep of troepe, en Shofet, ook rigters, is 'n regter of regeerder. Daarom sal 'n meer akkurate vertaling heel moontlik as volg gelees het. Nou, probeer julle self in angs, o mense van Jerusalem, want die vyand beplanne beleg teen. Waarsku. Dan net so 'n ander topik. Om in die gesig geklap te word in die Midde-Ooste is 'n vernedering. Dit het niks uit te waai wanneer die Bybel praat van om in die gesig geklap te word van misdaad of aanranding en dat jy moet terugstaan en slaansak word nie. Alles uit te waai met 'n kulturele status van beskaamdheid omdat jy verneder is. Matteus 5:39, maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Dit wat ons van lees in Matteus het niks te maak met kriminaliteit. Wat Messias sê is, wanneer iemand jou verneder, laat hy jou maar verder verneder. Want jy sien in die Midde-Ooste is dit aanvaarbaar dat as iemand jou verneder, dat jy hom doopmaak om jou eer terug te wen. Sê, moenie dit doen. Jou ego kan nog 'n ou aanvaar. Maar om te handel teen die wil van God, doen mense 'n erge ding. Hier sien ons dat die leier van Israel beskaam gaan word deur die handeling van hulle vyande wat beplan om hulle te beset. Dan volgende week verder met Micha hoofstuk 5. Net as 'n voetnoot wat ek al 'n paar keer genoem het. Suid-Afrika tik elke boksie wanneer ek kom by die bepalings van die boek Micha. Dit wat God van praat. Ons kan verseker weet dat God en hy beplan om voort te gaan, wat hy definitief sê hy gaan normaalweg doen, dat dit niks goed voorspel vir ons. Dat ons 'n regering wat volhard in hulle ewel iets kan verwag.
Wil ter afsluiting ietsie vertel, so 'n maand of 2 of 3 terug, sit ek en 'n vriend geniet ietsie te drink, 'n koeldrankie daar by Ek en Hartie. Ons praat juis oor hierdie teks, en hy vra vir my, kan ons dit stop deur gebed? My antwoord was onmiddellik nee. Maar die realiteit daarvan is ons kan. Soos wat ons nou gesien het in die teks. Maar wat is die kanse dat die koning, Ramaphosa, en sy mense almal in sak en as sal gaan sit en hulle self wend tot God en terugkeer na die weë van God toe en berou hê? Daar's nie 'n kans nie. Daarom is die antwoord. Dit wat kom, dit wat ons tans sien gebeur, dit wat besig is om af te speel, kom sonder twyfel. Want God se weë bepaal juis dit. In my opinie, watch this space. Kyk, wat doen God hier vanaf met ons? Eendag vir julle. Julle shalom.